Kerk van God in Suid-Afrika. Wat 'n wonderlike dag om die Here te dien. 'n Warm dag, 'n lekker dag. Ons glo en vertrou die Here vir ons reën gee vandag, want hy's 'n wonderlike God, 'n wonderlike God wat wonderwerke verrig. Halleluja. Is julle reg om die Here te dien? Hoor nee, daar's 'n paar wat nog nie is. Is julle reg om die Here te dien? Amen. Ons gaan die Here dien met lekker blydskap en ek wil hê jy moet uit julle bors uit sing en met lekker sing vir die Here, want dit is vir hom wat ons sing. Kom ons sluit ons oë dat ons die Here se naam aanroep. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om die naam aan te roep. Ons dankie vir die reg, Here, wat ons het om ingang te hê deur die bloed en die liggaam van Christus tot die troonkamer, Here, waar ons voor U kan staan en genade en goedertierenheid kan ervaar. Hoe wonderlik is dit nie om te weet nie dat U is ons voorsiener. Hoe wonderlik is dit nie om te besef dat U is ons geneesheer. U is die God wat in al ons behoeftes voorsien. Een God wat Vader, Seun en Heilige Gees is. En ons dank U daarvoor vandag. Ons dank U dat ons vandag kan kom en sê, Here, draai ons lewens om, sodat ons die beeld van Christus kan dra in elke omstandighede waar ons lewe. Dankie dat ons U naam kan uitdra, dat ons U kinders genoem kan word, dat ons die voorreg het, Here, om onder die salwing van die Heilige Gees U werke te volbring. Dat ons die voorreg het, Here, om geroep te wees, elkeen met 'n gawe om mekaar te dien. Hoe dankbaar soos U vir dit, my God. Ons gee aan U al die lof en al die eer in hierdie diens vandag en ons vra seën ons, Here, waar ons U aanbid en U loof en prys in Jesus naam. Amen. Daar is krag, there is power. Power
sondes, hy het ons prys betaal. Hy het sy lewe vir ons neergelê. Die woord van Levitikus sê in Levitikus dat as lewe in die bloed. So toe Jesus sy bloed vir ons gegee, dat ons die ewige lewe ontvang. 'n Wonderlike lewe wat nie 'n einde het nie. Kom ons dien hom onwille. We have come into this place, gathered in His name to worship Him. Kom ons aanbid hom elke dag en elke plek waar ons beweeg dat die mense hom leer ken oor ons. Kom Heilige Gees, beweeg op my. Kom ons sing, come Holy Spirit, move on me. Oh
hart sal die Gees van die Here manifesteer, sodat u die krag van God en die beeld van God kan uitdra. Amen. Kom ons sing vanmôre, Christ is my everything. Christus is alles en alles vir my. Daar is niks wat meer waarde het in hierdie lewe vir my nie. Halleluja. You are seen.
Here, dat het aan die naam is wat ons behoor ons offerande bring, Here, dat ons lewens bring as 'n lewende offerande vir U verhoor. Ons bid verhoor, ons sê, Here, die werke wat U ons begin het, volbring het, Here, sodat ons die volle potensiaal bereik waarvoor U ons geroep het, waarvoor U ons geskaap het, my God, sodat ons dit kan doen met volle oorgawe wat U vir ons beplan, Here, onder die leiding van die Heilige Gees, Here, onder die salwing, Here, wat elke juk sal breek, my God. Daarom kom ons verhoor en sê, Here, ons gee oor aan U, ons gee oor dat U beheer sal neem, Here. Ons kom soos ons Here Jesus verhoor. En ons sê, my God, nie ons wil nie, maar U wil geskied. Daarom vra ons U verhoor, Here, dat U met ons sal wees, Here. Vir ons verhoor toe, Here, die teenwoordigheid, Here. Here, raak ons harte aan verhoor met die bonatuurlike krag. Here, verhelp ons om ons verstand te vernuwe, sodat ons hier met oorgawe en met liefde kan aanbid, my God. Ons is so dankbaar. Ons is so dankbaar vir alles wat U vir ons doen. Ons is so dankbaar vir die seëninge wat U op ons uitstort, Here. Die beskerming, die gesondheid wat U vir ons gee, van dag tot dag, Here. Elke dag, as ons oopmaak met nuwe lewe, Here. Hoe wonderlik is dit om U te dien. En daarom wil ons geen ander gode aanbid verhoor, Here. Ons wil net vir U aanbid. Ons wil net vir U aanbid, geen ander God nie, Here. En ons gaan dit sing, Here, liefde van ons hart uit, van ons sing, Here, and I will serve the foreign gods. Amen. Amen. And I will serve the foreign gods, nor any other treasure. Lord, You are my heart's desire. The Spirit without measure. Unto Thy name I will bring my sacrifice. One more time. And I will serve the foreign God, nor any other treasure. Lord, You are my heart's desire. The Spirit without measure. Unto Thy name I will bring my sacrifice. U kan my sitplek neem. Ek wil nie die woorde, die gedagtenis hou. Ons sal geen ander afgode aanbid nie, geen ander skatte nie, want dit is net God wat ons wil aanbid. Amen. Dankie, Pieter. Dit is 'n wonderlike voorreg vanmôre om altyd die woord te bring. En dit is so lekker om elkeen van julle hier te sien. Ek wens baie keer weet ons het meer tyd om meer dinge te doen, sodat ons meer saam die dinge kan doen. En wag vir die jong dames wat ook saam met ons gaan kom sing. En Gloria, ek het ook gehoor dat jy wil ook kom saam sing, maar nou weet ek nie wat gebeur, kom ons nie op en ons kom sing nie, want dit is wat moet gebeur, ons moet net 'n bietjie opstaan en vorentoe kom saam sing, want dit is wat die Here sê, saam is 'n ding wat ons almal saam kan doen. Ons hoef nie vasgebind te wees aan die wêreld nie, ons hoef nie vasgemaak te wees nie. Amen. En ek wil vanmôre hê dat u moet weet dat die oorwinning wat Christus vir u besleg het, dat hy u krag gegee het. Daai oorwinningskrag is u krag vanmôre. Weet ek het dit laasweek met ek vir Pastor Steve geïllustreer, so ek kan dit nie vanmôre hierso doen nie, maar ek het hom gesê met my kom in my een ou patjie, toe slaan hy my kolleg op die grond, en toe ek op die grond lê, toe roep ek sy dogter, toe sê Gabby, as ek nou met jou sit, wat doen jy? Sy sê nee, sy roep papa. Ek sê maar nou, hoekom roep jy jou pa? Sy sê want my pa kan jou uitslaan. Toe sê ek, nou dit is wat ons moet doen. Die Here het die duiwel oorwin. En as ons in die moeilikheid raak en ons is in 'n stryd met hom gewikkeld, sê
sê hy vir ons moet net sy naam uitroep. Die oomblik as ons sy naam uitroep, kom ons oorwinning. Met ander woorde, waar kry ons die krag om te verander? Waar kom al die dinge vandaan kom? Met ander woorde, ons moet krag oor, ons moet die sonde kan oorwin. Elkeen van ons, en ons moet besef dat ons kan hierdie sonde oorwin omdat Jesus die oorwinnaar is. Omdat hy die oorwinnaar is. Hy sê het ons vrygekoop. Maar jy weet as ons vrygekoop het, beteken nie ons is vry nie. Ek kan byvoorbeeld in die tronk sit en 'n peetkat hierso kom en 'n peetkat my baie betaal en ek kan uitkom. En as ek daar uitkom en maak weer droog, dan is ek nie meer vry nie. En dit is wat ek nodig wil indruk by julle, dat ons het die gesag, ons het die mag, ons het die krag om sonde te oorwin. Elkeen van ons het daai krag. Jy weet, daar is sekere beginsels, daar is sekere feite wat ek vir jy gaan gee. En as ek daai feit vir jy gee, dan moet jy weet, dis 'n feit, dis onveranderbaar. Dit kan nie verander word nie. En die eerste feit wat ek vir jy gee, dat Christus is die oorwinnaar oor sonde. Hy is die oorwinnaar oor sonde. Die skrif sê geen sonde in hom gehad nie. Hy is die totale oorwinnaar oor sonde. Maar hy is nie net die oorwinnaar oor sonde nie. Hy is die oorwinnaar oor die dood. Hy is nie net die oorwinnaar oor die dood nie. Omdat hy uit die dood uit opgestaan het nie. Maar hy is die oorwinnaar oor Satan. Want hy daai oorwinning vir ons in ons hand gegee. Die woord sê vir ons, ek is meer as 'n oorwinnaar in die Here Jesus Christus. Meer as 'n oorwinnaar. En dit is wat dit so wonderlik maak. Deur sy opstanding is daar vir ons nuwe lewe gegee. Ons het ook oorwinning oor die dood. Ons is nie gebukkerd onder die dood nie. So vanmôre as ek lees in Romeine 6 vers 1 tot 4. Sê die woord vir my, wat sal ek dan sê? Kan ons aangaan met sonde sodat genade kan vermenigvuldig? Hy sê werklik nie, glad nie. Hy sê dit kan nie gebeur nie. Hy sê ons is dood tot die sonde en ons lewe nie meer in dit nie. Hy gaan in vers 3, hy sê, weet julle nie dat elkeen van julle wat gedoop is in Jesus Christus nie, is gedoop in sy dood in nie. Hy sê vers 4, hy sê daarom as jy gedoop is, as jy begrawe is saam met hom in die doop in die dood, dan sal jy ook opgestaan het saam met Jesus uit die dood uit, met die eerlikheid en die glorie van die Vader, sodat jy die nuwigheid van jou lewe kan leef. Sodat jy die nuwigheid van jou lewe kan leef. Ek wil nie kyk wat sê die woord vanmôre. Jy het 'n nuwe lewe ontvang en jy moet volgens hierdie standaard van hierdie nuwe lewe verander. Jy moet jou lewe aanpas. Jy moet toelaat dat God jou lewe radikaal verander, dat jy die beeld van Christus uitdra. Hy gaan in vers 5, hy sê, want as ons verenig is met Christus in sy gelykenheid van sy dood, sal ons ook totaal en al sy gelykenheid van sy opstanding wees. Hy sê, weet jy dan nie in vers 6, dat die ou mens saam met Christus gekruisig is nie, en dat ons opgestaan het in 'n nuwe mens saam met Christus nie, sodat die liggaam kan wegdoen met sonde. Dat ons nie meer diensknegte van sonde is nie. En daarom wil ek vanmôre sê dat ek wil jy moet weet, u is nie meer 'n diensknegt van sonde nie. U is vrygekoop. Ek wil vanmôre die woord van die Here beamoen wat hy vir ons sê. Romeine 6 vers 17 en 18. Dis die woord van die Here vir ons sê ons. Hy sê maar God bedank ons dat ons nie meer slawe tot sonde is nie, maar dat ons uit ons hele hart uit om gehoorsaam wees aan die leerstelling wat ons verlos het. Hy gaan in vers 18, hy sê ons is vrygemaak van die sonde en ons het slawe geword vir geregtigheid. Slawe geword, ja, vrywillige slawe. Die Bybel in die Ou Testament praat van slawe en dan praat hy van 'n vrywillige slaaf. 'n Vrywillige slaaf is die een wat gelukkig is met sy meester. 'n Vrywillige slaaf is die een wat bereid is om sy meester te dien, want hy weet sy meester het die beste vir hom in plan. Sy meester wil hom alles gee wat hy nodig het, wil hom voorsien. Jy weet in daai jare wat gebeur in die slawe, die meester het vir sy slawe selfs vrouens voorsien. Hy het vir hulle leidplek voorsien. Hy het vir hulle voorsien sodat sy slawe kan hulle eie kinders hê. En as die meester hom goed gedoen het, dan het die slaaf gekom en sê, ek wil nie vry wees nie, want gewoonlik is hulle slawe vir 'n sekere tydperk en dan sal hulle los van daai behoefte af. Dan sê man, ek wil nie los wees nie.
Ek wil altyd wonder hoe die meeste van my dien. Want kyk hoe kyk hy na my, kyk hoe versorg hy my, kyk hoe voorsien hy vir my. En dan wat hulle dan gedoen het, dan het hulle na die deur toe gegaan en dan het hulle oor se loop so teen die deur gesit. Dan vat hulle daai, hulle noem dit 'n eel in Engels, ek weet nie wat dit 'n els in Afrikaans, dan vat hulle els en hulle druk daai els so deur sy oor, dat daar 'n gat in sy oor is, dat dit kan almal wat hom kan sien, weet hy sê vrywillige slaaf. Hy's nie 'n slaaf wat daar is omdat hy enigiets skuld nie. Hy's 'n slaaf wat daar is omdat hy daar wil wees. En vandag is ek 'n slaaf van die Here omdat ek daar wil wees. Ek het ongelukkig nie gaai in my oor nie so nie. Maar ek is 'n slaaf van die Here omdat ek 'n slaaf wil wees. Hoekom? Want hy het my vrygekoop. Ek hoef nie gebukken te wees onder hierdie sonde van hierdie wêreld nie. Ek hoef nie gebukken te wees onder die vrees van dood nie. Ons gaan verder. Ons gaan na Romeine 6 vers 22 en 23 toe hy sê 22. Romeine 6 vers 22. Hy sê weet jy nie dat jy vrygemaak is van die sonde nie. Dat jy 'n slaaf van die Here geword het nie. Hy sê dat jou vrugte moet heiligheid wees. Jou vrugte moet wat wees? Jou vrugte moet heiligheid wees. En hierdie heiligheid bring ewige lewe. En dit is so wonderlik as dit wees. Hy sê vers 23, hy sê want die loon van die sonde is die dood. Hy sê maar die geskenk van God is ewige lewe in Jesus Christus. God het my nie vrygemaak nie. Hy het my vergewe. Hy het al my oortredinge wat opgeskrywe was teenoor hom, het hy uitgewis. Hy het my gereinig. Daar is geen skuld teen my naam nie. Daai skuld is betaal. Toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het, is daai skuld betaal. Hy gaan nog 'n bietjie verder. Hy sê nie net die skuld betaal nie. Hy sê hy gee vir ons 'n sekerheid. Ek het 'n sekerheid, 'n vaste vertroue. Ons gaan na Kolossense 2 vers 13 tot 15 toe. Kolossense 2 vers 13 sê, hy sê toe ons nog dood was in ons oortredinge en die besnydenis van die vlees, het hy ons lewendig gemaak saam met hom en hy het al ons oortredinge vir ons vergewe. Nie net party nie, al ons oortredinge het hy vir ons vergewe. Hy sê in vers 14, hy sê hy het al die handgeskrewe vereistes wat nodig was, wat teenstrydig was met wat ons moes dien, dat hy het gewis. Hy het uit die weg geneem en hy het aan die kruis gesit. Toe daai opskrif op die kruis sê Jesus, koning van die Jode, toe beteken dat hy daar geskryf, Jesus ons redder, koning van die Jode, wat ons sondes reg. Toe dit donker was vir 3 ure, toe hy aan die kruis gehang het, toe die Here al ons sondes, al ons siektes en al ons probleme op hom gesit, sodat ons in oorwinning kan leef. En dit is wat het so wonderlik maak. Vers 15 sê, hy die magte en die kragte wat daar bestaan, en dan die demoniese en die duivelse kragte, en sê, het hy al hulle wapens weggevat, hy het hulle heeltemal verlos, hy het 'n openbare bespotting van hulle gemaak, toe hy oorwinning oor hulle gehad het. En dit is wat ek wil hê moet weet vanmôre. Die Here vir jou oorwinning gebring. Jy weet, Christus is die oorwinnaar. En dit is wat ek laas met vraag het geïllustreer, toe hy my so plat gestel het, toe verkyk met mense, wat gaan jy doen as jy sukkel, toe sê, ek roep my Pa. En dit is wat nie ek moet besef. Die skrif sê vir ons in Filippense 4 vers 13, ek is meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. En ek het tot alles in staat, deur Jesus Christus sê vir my. Hy gaan na 1 Johannes 4 vers 4 toe sê, want die gees van God wat in my lewe is groter as enige gees wat daar buite is. Met ander woorde, as ek in 'n situasie kom wat ek in 'n demoniese betrokkene geveg moet wees, of in 'n sataniese betrokkene geveg wees, sê die skrif van my dat die gees van God wat in my is groter as daai demoon, is groter as wat Satan is. Hy het die magte nie, hy sê want hy het 'n openlike bespotting van hulle gemaak. En dis die oorwinning moet ons sê. Daarom wil jy moet vanmôre weet. Jy weet baie ons op my, hy sê, ek het gesondig, want jy weet. Nee, daar's nie want jy weet nie. Dis jou keuse. Vandat ons kinders van God af geword het,
het sonde nie meer beheer oor ons nie. Yes, dit is nog daar. Dit wil nog graag hê ons moet sondig. Die duiwel gaan ons nog steeds beproef. Daar gaan ons steeds versoekinge kom. Daar gaan ons sê, maar jy het die krag om te sê nee. Die skrif sê vir ons in Korintiërs sê vir ons, hy sê, maar as jy versoek word, weet dat dit is jy is nie die enigste een wat op daardie manier versoek word nie. Hy sê baie ander mense word op dieselfde manier versoek. Hy sê, en dan moet jy ook weet dat as jy versoek word, het God klare weg uitgeskep vir jou. Hy klare weg uitgeskep. Ons is baie keer bang vir mense is vir God. Kom sê hy nou, maar dis nie waarheid. Ons sal baie keer eerder iets verkeerd doen, want ons wil nie mense teleurstel nie, maar ons sal eerder God teleurstel. En dit is wat ons moet omdraai. Ons moet besef dat die Here het vir ons daai krag van oorwinning gegee. Ek hoef nie mense tevrede te stel. Ek moet God tevrede stel. En ek gee nie om wat die mense sê. My vrou sal vir jou sê, ek sal beteken sal ons na 'n plek toe wees soos ons gaan vandag nou weer vir die familie kuier en ons op 'n plek is en as hulle sodra hulle begin vloek en vuil praat, dan draai kom en loop ek. Want ek hoef nie daar te wees nie. Of hulle vir my hou of nie vir my hou nie, maak nie saak nie. Want ek is nie gewaarig oor hulle nie. Ek is nie bekommerd oor hulle nie. Ek is bekommerd oor my verhouding met God. Wat is vir my die belangrikste? My verhouding met God. Daarom sal ek omdraai. Ek het op die myn gewerk. En op die myn is jy altyd begin vloek as ek wil sê, nee man, nee. Ons maak nie so. Weet julle dan nie dat God is teenwoordig? En ons moet besef dat hierdie ding is belangrik. Ons moet opstaan vir die Here. Hoekom? Want hy het my vrygekoop. Hy het my losgemaak. Hy het my gesag gegee. Hy het my krag gegee. Hy sê in die naam van Jesus sal ek duiwels uitdryf. Hy sê in die naam van Jesus sal ek ander op die siekes lê en hulle gesond kom. En dit is die krag wat want hy is 'n oorwinnaar. En wat hy gedoen het, hy daai oorwinning in my hand gegee en in jou hand gegee. Dit is nie net vir die pastore nie. Dit is vir elke gelowige. En hier is die eerste feit, dat Jesus is 'n oorwinnaar. Hy is 'n oorwinnaar. En dit maak ons meer as oorwinnaar. Wat is die beginsel van hierdie saak? As ek wil deelneem aan hierdie oorwinning, wat is die beginsel? As ek wil hê my lewe moet verander, wat is die beginsel? Die beginsel is die waarheid. Johannes 8 vers 32 sê, hy sê, jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. Jy sal wat ken? Jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry. Wat is die waarheid? Die waarheid van God se woord. Met ander woorde, ek sal God se woord gehoorsaam. Dit is die waarheid, dis waar my oorwinning lê. Hy sê ons in Johannes 17 vers 17 sê dieselfde ding. Hy sê, Here, reinig hulle deur die waarheid. Hy sê, want die woord is die waarheid. Met ander woorde, ek sal my lewenstyl elke dag reinig. Hoe reinig ek my lewenstyl? Deur die woord van God te lewe. Deur die woord van God toe te pas. Om die woord van God met volle oorgawe te lewe. Ek is nie bang nie, hoekom? Want ek is vrygekoop. Ek is nie bang nie, hoekom? Want God het my vergewe vir my verlede. Ek is nie bang nie, hoekom? Want ek het sekuriteit in hom. Want hy het gesê, hy het die duiwel oorwin. Hy sê, hy het 'n openlike bespotting van hulle gemaak. En hy het totale oorwinning gehad oor die duiwel en sy gesondheid. Maar die beginsel is, ek moet in waarheid lewe. My gedagtes en my hart moet heeltemal deurweek word met die woord van God. Want die woord van God is die waarheid. Dit moes my gedagtes en my hart moet so deurweek word dat as ou my skrik maak, dan moet ek skree haleluja. Nie die ander woorde wat uitkom. En dit is belangrik. So moet jy jou gedagtes doen. En deur week is nie net 'n dingetjie wat ons baie keer, weet as ons na dink kyk, dan maak ons hom baie keer so 'n bietjie nat. En as dit so 'n bietjie nat is, dis nat, maar deur week is meer. Ons moet deur week wees. Ons moet deur week wees. Claudia, jy was laasweek in die Engelse diens, so jy het nou met die boodskap gehad, maar deur week met God se woord, wat vir my voorskryf, hoe ek moet lewe. Wat maak jy met die lewe, sodat jy sekerheid het,
dat jy die woord van God in die hart het en in die gedagtes het. Jy moet elke dag tyd spandeer in die woord van die Here. Jy weet, ons eet 3 maaltye 'n dag om hierdie liggaam gelukkig te hou. Maar ons wil 1 maaltyd in 'n week eet om die gees gelukkig te hou. Kan nie. Jy moet elke dag die woord van die Here luister. Jy moet elke dag die woord van die Here lees. Jy moet elke dag die woord van die Here uitspreek. Jy moet elke dag die woord van die Here lewe. Die eerste feit is Jesus is meer as 'n oorwinnaar. Die tweede feit is ons is deelnemers aan daai oorwinning. Ons is deelnemers aan die oorwinning oor sonde. Ons is deelnemers aan die oorwinning oor die dood. Ons is deelnemers aan die oorwinning oor Satan. En jy weet, ek wil jy moet weet, die oomblik toe jy Jesus as redder in jou lewe aanvaar het jy totale oorwinning gekry. Efesiërs 2 vers 1 tot 8 is 'n lang stuk wat ons daar is, maar ek gaan nie die hele stuk weer lees nie. Maar in vers 1 sê hy het ons lewendig gemaak wat dood was in ons sondes. Hy sê in vers 2, hy sê ons het gewandel volgens die weë van hierdie wêreld, volgens die prins van die duisternis het in die lig het ons gelewe. Ons was seuns van ongehoorsaamheid, sê ons in vers 2. In vers 3 sê hy sê, want ons het ons lewens op volgens die vlees laat lewe in die begeertes van die vlees het oorheers in ons. Hy sê ons het die begeertes van die vlees toegelaat om ons verstand te oorheers. Hy sê ons sal by natuur kinders van ongehoorsaamheid. Dan gaan hy in vers 4. Hy sê, maar God deur sy groot goedertierenheid en die liefde wat hy vir ons het. Hy sê, terwyl ons nog dood was in ons sondes, het hy ons lewendig gemaak in Christus. By genade was ons gered. By genade was ons gered. Ek wil jy moet mooi luister wat hy sê. By genade. Hy sê, hy het ons opgelig saam met Jesus Christus. Hy het ons laat sit in hemelse plekke saam met Jesus Christus. Hy sê sodat in die toekomstige tye wat sal kom, dat ons sy genade en sy goedheid in Christus kan ervaar. Hy sê deur genade is ons gered. Nie deur ons eie werke nie. Dis 'n geskenk van God. Ek sê altyd vir die mense, en dit is die manier wat ek het aan die beste verstaan. As ek in die see is en ek is besig om te verdrink, kan ek nie probeer om te swem. Ek het iemand nodig om te red. Dis te laat om te leer. Ek is besig om te verdrink. Ek moet leer swem voordat ek in die see is. Maar as ek in die see is en ek verdrink, dan het ek 'n redder nodig. En dit is wat Christus is daar. Hy sê, roep my aan in die oomblikke van benoudheid. Hy sê, ek sal dit verlos. En dis wat hy het ons gered. Hy het ons verlos. Excuse me, nou so die status elektrisiteit erom, maar ons gaan dit nog uitsorteer. Hy het ons verlos. Hy het my losgemaak. En dit is wat so wonderlik vir my maak. Die beginsel is, ek is 'n deelnemer aan die oorwinning van Christus. Maar, jy weet, daar is dit is die feit, ek is 'n deelnemer, maar die beginsel is, dat ek moet handel volgens die waarheid. Ek kan nie, my eie wat Jesus leer nie, my wil nie evil. Ek moet handel volgens die woord van God. Dit is belangrik vir ons. Maar as ek kyk na hierdie beginsel, dan sien ek, as ek teruggaan na Johannes 8 vers 31 toe, Johannes 8 vers 31, Jesus sê vir die Jode wat, hy sê, as julle in my glo, hy sê, bly in my woord, en dan is julle my ware disippels. Waar moet ons bly? In sy woord. Hoe bly ons in sy woord? Ons moet doen wat die woord sê om te doen. Dis soos ek bly in sy woord. Jy weet, as ek bly in die pad, dan moet ek luister. Jy weet, dat jy al 'n GPS gevat, wat doen hulle die GPS nou in Afrikaans weer, hierdie roeteaanwyser of hierdie vrou wat vir jou praat, en jy sê, dat hy weet nie hoe sy die vrou stem, want dis al die man luister, en halleluja, met andere, dat hulle die vrou stem, en sê die vrou stem, en jy draai mense, so draai rechts daarso, en as jy nie draai en luister,
dan verdwaal ons. En dit is dieselfde met die woord van die Here. As ons nie vir die woord van die Here luister nie, dan verdwaal ons. Dan keer die duiwel ons in 'n hoek vas of in 'n doodloopstraat waar ons in die moeilikheid beland. En dan is ons in die moeilikheid. Dit is die feit, jy moet handel op dit. Geloof. Jy weet, ons kyk baie keer na geloof en baie mense is filosofiese geloof. Hulle sê ja, hier Hebreërs 11:1 sê geloof is 'n vaste vertroue. Jy weet in substance wat daar is. Ons weet dit is daar en ons glo dit, al kan ons dit nie sien nie. Maar ek wil vir julle sê geloof is nog 'n bietjie meer as dit. Ek wil dit in 'n makliker terme uitbring. Geloof is om te doen wat God jou vra om te doen, al voel jy nie om dit te doen. Kom, sê eina. Partykeer vra die Here ons om iets te doen. En ons wil dit nie doen nie, want ons is bang. Ons verloor ons aansien by die mense rondom ons. Of ons partykeer is ons bang, die mense gaan snaaks om ons dink. Maar geloof is om te doen wat God jou vra om te doen, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Wat se stappe het jy al geneem in die Here? Wat is stappe het jy geneem om dit te doen? Ek dink terug aan jare terug nou, ek het onlangs ook gevalle gehad, maar ek wil dit nou nie noem nie, want dit is bietjie te naby aan die persoon, aan my persoonlike lewe. Maar in die verlede het ek nou 'n geval gehad, ek staan op die bank en ek werk op Wesriefontein en jy weet die bankspan, ek bel hom, want ek het so rukkie terug na die Here toe gelei, en ek bel hom bankspan en ek sê, kom, hoe gaan dit nou met jou? En hy so 'n bietjie mors met my. En ek dink echt, as ek speel, dat ek my hoed opsit en gaan kyk wat gaan aan. En ek gaan bank toe, en ek kom nie by die bank, en ek is al die baas by die bank. En ek sê, wat is nou voor? Nee, sê, daar was 'n ongeluk op 6 level gewees. En die ongeluk, dit is 'n man wat toegeval het, en hulle weet nie of hy dood is nie, hy is op pad uit, weet. En ek sê, okay, dit is reg, dit is jammer. En ek loop so om en hulle so 'n klein kamer in die agterkant gehad, wat hulle so windshield waarmee hulle die pyp wat partykeer in die skag gaan trek. En ek loop na die klein kamertjie toe en ek gaan begin bid vir hierdie ou wat toegeval het vir sy familie, jy weet, en ek begin bid en toe begin bid en sê, Here, my moenie bid vir hom nie. Hy sê, hierdie ou het nie bablas. Hy is op pad uit, hy het nie bablas. Nou moet jy weet, ek sê, die Here sê, ek gaan sê vir hulle moet na huis toe gaan. Hulle moet terug aan kantoor toe, hy ou het nie bablas. Nou moet jy weet, ek moet omroep op hierdie basie gaan sê, hierdie ou het nie bablas, hulle worry vir nie. En ons, jy weet, ons het baie keer hou ons, want wat as dit nie is nie? Wat as dit nie is nie? En ek loop om en ek loop na die bankspan toe, die bestuurder staan daar so by die bank en die skag, my kaptein staan op die bank, my ingenieur staan op die bank, en ek stap maar, ek sê, ag, jy worry vir nie, man, jy het nie bablas. Hy kom uit op 'n stretcher. En dan ek sê, vertel, ek het dit skaars gesê, toe lei die voor. En hy banksman op my, tel hy foons op, jy weet, hy tel hom so op, nou die kamer, die bankkamer is 'n bietjie klein, jy weet, so, 'n paar van ons daar in sy redelijk vol, nou staan hy so met die foon, nou kyk hy so, nou luister hy so die foon, maar toe hulle praat oor hy foon, en hy sê, ja nee, is okay, ek sal hulle sê, toe draai hy so om, en hy kyk my so, my spierwit in sy gesig. En hy draai om, hy sê, vir die bestuurder die hulle kan gaan, as hulle wat bablas sê, dis op 'n stretcher. Ek sê, vertel ek voel verlig, want, weet jy, voel jy gaan jou naam op 'n plank slaan, en ek voel verlig, maar dit is ons bereid om baie keer daai geloof te hê, as God ons daar iets te doen. Is ons baie keer bereid om te vertrou. En ek sê, daai manne, hulle groet my nie eens nie. Hulle loop daar uit, en ek sê met my laatste, as ek gesien het, alom van storm na voorbij, groep weg is in die kantore toe. Daai banksman kyk my net so, en hy sê, nee, jy beter moet terug gaan na jou winder toe. En dit is wat die Here doen, ek wil jy moet die vertrouwe hê, jy moet die geloof hê, as God vir jou sê, doen dit ding. Ons het nou 2 feite gesien, die eerste feit, Jesus is 'n oorwinnaar, die tweede feit, ons is deelnemers aan die oorwinning, reg? Deur dit toe te pas, die eerste feit is, hoe kry ons die oorwinning? Ons moet in die waarheid lewe, ons moet ons self met die waarheid toerus. Die derde feit wat ek vir julle wil gee, is dat God het vir elkeen van julle 'n geestelike gawe gegee. Elkeen van julle het 'n geestelike gawe wat God vir julle gee. En elkeen van julle se gawe is nodig in hierdie bediening.
Elkeen van jou. En jy moet nie daai gawe van jou terughou nie. Jy moet nie selfsugtig wees met daai gawe van jou. Jy moet daai gawe van jou uitleef. Elkeen van julle het 'n bonatuurlike gawe gekry van God, 'n geestelike gawe, die omdat julle gered is. En daai gawe wat julle ontvang, vir twee redes. Die eerste rede wat julle daai gawe ontvang het, is daai gawe is gewoonlik wat jy nie normaalweg op jou eie kan doen nie. En daai gawe wat jy ontvang, met die doel sodat God vir jou kan sê, man, dit is nie deur jou werk of jou krag nie. Dis nie jou eie ding hier nie. Hierdie ding kom van 'n ander plek af. Hierdie krag is hoër as wat jy is. Is meer as wat jy, is meer as wat jy vermag. En dit is wat hierdie krag is. Daai krag is daar. Hierdie gawe kom nie deur jou eie effort nie, kan ek sê. Jy kan dit nie self bewerk nie. Jy moet afhanklik wees van God. En hoekom het ons hierdie gawe ontvang? Ons het hierdie gawe ontvang sodat ons nie selfsugtig moet wees nie, maar dat ons aan ander mense moet dink. Ons het hierdie gawe ontvang sodat ons ander mense se behoeftes moet help voorsien voor. En aanraak, bid vir hulle vir genesing, bid vir hulle baie keer wat hulle oorwinning kry, 'n antwoord kry op 'n vraag of 'n besluit wat hulle moet neem. Ons hierdie gawe wat die Here vir ons gegee het, is sodat ons mekaar kan bedien. En dit is wat die Here wil hê. Jy moet jou gawe uitbring. Wat is jou gawe vermoë? Die skrif praat met hy sê ons is agente van sy genade. Nou, ek is daai ou wat sy genade uitdeel. Ek is 'n agent wat hierdie genade van God aan ander mense voorsien. Voorsien ek die genade van God aan ander mense. En wat is die beginsel van hierdie gawe? Die beginsel van hierdie gawe is dat jy moet verantwoordelik wees vir hierdie gawe. Jy het 'n verantwoordelikheid in hierdie gawe wat jy gekry het. Jy is verantwoordelik vir die Here. Ons het deelgeneem aan sy dood, ons het deelgeneem aan sy opstanding. Sodat ons geestelike oorwinningslewens kan leef. Ek en jy kan in oorwinning leef. Ons hoef nie in vrees te lewe. Hy sê ons in Romeine 6 vers 4, en ek wil hier met die laaste stukkie van die vers gaan kyk. Hy sê sodat ons in die nuwe lewe kan lewe wat God vir ons bedink. Dat ons in daai nuwe lewe kan lewe. Wat 'n lewe, 'n oorwinningslewe. Sodat ons in daai lewe, daai nuwe lewe kan wandel. Dat ek nie meer deelneem aan die wêreldse sondes nie, maar dat ek 'n nuwe lewe lewe, 'n lewe wat anders is. Petrus skryf, hy sê ons is 'n koninklike priesterskap. Nou in Engels sê hy 'n peculiar people. Ek weet nie wat sê die woord in Afrikaans nie, hy sê 'n anderste mens. Ons is anders as die wêreld. As hulle ons sien, moet hulle sê, maar hierdie mense is nie soos die ander mense. Ons is anders. En as gevolg wat Christus vir ons gedoen het, wil ek vermoedelijk nie sê, jy hoef nie in sonde te leef. Ja, ons gaan nog steeds sonde partykeer, want ons is stubborn. Jy weet, ons is hardkoppig partykeer. Ons is partykeer wil ons eie lewe leef. Ons is partykeer, jy weet, ongehoorsaam. Maar ons hoef nie. Ons hoef nie so te lewe nie. Maar ons kies ook nog steeds en nog steeds is God se genade daar vir ons, dat hy ons werklik berou met dieselfde vergifnis. Want Christus het ons krag gegee oor die sonde. Ek wil nie vanmôre na 'n persoon toe draai, so 2 of 3 mense rondom jou. Sê hulle, Christus het vir jou krag gegee oor sonde. Sê hulle, niemand het vir Peter nog gesê die woord nie. Peter, Christus het vir jou krag gegee oor sonde. Ek wil nie moet weet. Die enigste mag wat sonde in ons lewe het, is wat ons het gee. Niemand van ons moet by brandpunt gaan om te sien hoe sondig. Niemand van ons is daar swaar oor 'n skop wat hang en sê,
as jy nie nou sondig die kap op die kop hou. En dan is dit die geval. Sal ek nog steeds my kop hou. Want dit is my meer waardevol, my ewigheid saam met Jesus te lewe, as om 90 jaar op die aarde te lewe. So ek wil jy moet weet hierdie oorwinning. Hoor die oorwinning? Jesus is die oorwinnaar. Ons neem deel aan sy oorwinning. Hoe weet ons hy is die oorwinnaar? Die waarheid sê ons hy is die oorwinnaar. So ek moet die waarheid ken. Ken jy die waarheid? Weet jy wat sê die woord van God? Nommer 2, weet ons, ek is 'n deelnemer aan die oorwinning van Jesus. Hoe is ek 'n deelnemer? Ek is 'n deelnemer as ek handel volgens die woord van God. Dan word ek 'n deelnemer aan Christus se oorwinning. Dis baie belangrik dat ek moet deelneem aan Christus se oorwinning. Nou ek moet geloof hê. Ek moet doen wat die Here op my seel te doen, dan voel ek baie keer nie om te doen. Die derde een is die Here het my gawe gegee. En daai gawe, daai geestelike gawe wat die Here op my gegee het, kan ek nie met my eie krag bewerk nie. Ek is afhanklik van God se krag. En daai gawe is daar sodat ons mekaar kan bedien. Dat ek jou kan bedien, jy my kan bedien. Ons moet mekaar bedien. En ek wil hier in huis toe gaan. En gaan uit en sê vir die Here, wat wil jy? Wat is my gawe? Hoe bedoel ek nie? En as jy nie weet nie, kom nie, dan bid ons saam. Dat jy uitvind wat is God se gawe. Amen. Amen. Halleluja. Julle klink soos ek julle stil is vanmôre. Ons moet luister. Halleluja. Ons gaan volgende keer praat oor hoe bring God die beste uit my. Hoe bring God die beste uit my? Maar ons het nou gehoor, ons hoef nie in sonde te lewe nie. Ons het nou gehoor van al die dinge wat ons aan deelgeneem het. Ons het gehoor van die karaktereienskappe wat ons moet hê, soos nederigheid, verdraagsaamheid, geduld, jy weet, en al die goeie kultuur wat ons moet hê. Dit is die gedragskode wat ons moet hê. Maar nou gaan ons volgende keer lewe. Hoe bring Christus die beste uit my? Hoe bring hy die beste uit my? Amen. Halleluja. Kom ons sluit ons hoofde. As jy vanmôre hier so sit en het 'n behoefte, weet jy, as jy dalk nie 'n behoefte wil doen nie, so dalk oké. Jy kan net die hand optel en sê, Here, ek het 'n behoefte, want ek gaan bid vanmôre en ek wil hê die Here met die behoefte wat jy het, en die Here daai behoefte moet hy vir jou voorhelp en voorsien vir. Amen. En ek wil hê jy moet weet, as jy weet met jou bid, kom net na die diens, kom staan jy by my, ek en my vrou sal saam met julle bid, ons sal met graag te veel bid. Want Here het jou lief. Jy is baie spesiaal vir die Here. Sluit ons hoofde. Ek het daai hande gesien wat opgegaan en dankie Here. Ons sê ons Vader, ek dankie Here dat ek kan bid vanmôre. Met elke hand wat opgegaan het, Here. Jy ken die behoefte van elkeen van hierdie mense. Jy weet wat is hulle stryd wat hulle stry, Here, en die oorwinning wat hulle moet kry, Here, maar ek weet, Here, dat U maak ons meer as oorwinnaars, want ons is deelnemers aan die oorwinning, Here. Oor elke omstandighede, Here, U sê dat eers niks kan ons verwyder van die liefde af, Here. U sê dat ons tot alles in staat wat Christus wat ons krag gee. Hoe wonderlik is dit om te weet, Here, dat U voorsien in elkeen van ons behoeftes. Daarom maak ek, Here, dat U elke hand wat opgegaan het sal sien. Ek bid ook vanmôre, Here, dat U die krag wat U Here, in ons lewens sal uitstort. Ek bid vir elkeen wat genadekrag van God sal ontvang, sodat hulle totale oorwinning sal lewe, dat hulle sal weet God se beloftes is ja en amen. Dankie Here dat hierdie boodskap wat ons gebring het, ons het gaan uitlewe. Dat elke keer as ons versoek word om te sondig, Here, sal ons weet, U het 'n weg uitgeskep. En ons sal sê nee vir sonde en ja vir geregtigheid. Seën elkeen van hierdie mense in Jesus naam. Amen en amen. Halleluja.